Brian, hoekom wil julle die stikkende wiel heropwerk nie weer in Frankryk en Duitsland se ervaring nie? Meneer, ek gaan jou antwoord. Ons wil nie die stikkende wiel vervang met dieselfde tipe resepte. Dit is nie wat ons doen. Meneer, maar ons kan nie alle opsies oorweeg as ons nie eens weet wat die uitwerking daarvan is. Soos op www.moneyweb.co.za op Maart 2015 is al geskryf dat Suid-Afrika die krisis, dat 66 projekte klaar of nog steeds bezig is om gebouw te worden, maar die meerderheid van dit is klaar in 4 jaar en dit is alles windkracht. Maar die aandeelhouders wat dit aandele kijk, die beleggers wat al aandele het, kan nie aangaan met dit nie, omdat dit nie deel van die nasionale grid is. Dit is nog nie Nou, ek vind my vraag vir my, nou wat Duitsland gedoen is, Duitsland het die kernkrag afgeskaal en die groter gebouw. Nou kom ons kyk maar hierdie kaart, en jy sien hierdie kaart. Nou Duitsland het presies die oplossing wat hulle voorstel. Hulle stel voor dat hulle 'n kombinasie van al die hulle stel. Ons kyk na hierdie kaart. Hierso is die volgende van Duitsland genoeg of nie, Duitsland kan nie genoeg elektrisiteit daarskop veilig. Dit is die eerste probleem. Hierso sien ons waar Duitsland te veel elektrisiteit het en waar die volgende is. Dit is waar Duitsland te veel elektrisiteit uitvoer. Nou hierso in die aande moet Duitsland elektrisiteit invoer om te genoeg elektrisiteit te opveilig. Maar hoe reageer jy so met dit is antwoord? Is jy bewus van wat op die laaste salaris kry? Hulle gebruik kombinasie van biomassa, kernkrag, al die hernubare energiebronne, gas, koolgas gebruik als wat jy gebruik. Ek het hierdie bron vroeër opgesoek en dit is hierdie California ISO wat hierdie navorsing dien slegs Californië. Die staat van Californië en die VSA. Mag jy nie navorsing doen in Duitsland nie? Ook nie. Al wat dit sê is daar soms geen bewys was dat dit van Duitsland is. Jy kan vir ons enige stories doen so wat ons kan doen. Die bron is gewaardige bron. Ek moet nou bronne sny nie. Sou ek my soms sê dat die kapasiteitsfaktor baie belangrik is vir enige energie. Ook nie, as jy net na my positiewe toespraak geluister het, daar is navorsing gedoen in Seelburg van die pompopvarskema hierdie krag kan stoot tot 1500 megawatt en dit is slegs een fasiliteit wat dit kan verstoot. Nou 1500 megawatt kan stoot. Ook nie, as ons nog so inderdaad, dan kan daar die probleem oorbrug. Ja, so jy praat oor die koste van elektrisiteit, die koste van kernkrag. Weet jy hoeveel koste om daai elektrisiteit te stoor? Jy het vraag heeltemal vir my, dat jy gevra die kapasiteitsfaktor. Dit is nie bewus dat kernkrag die beste kapasiteitsfaktor van enige ander energiebron in die wêreld het. Ook nie, ons is bewus van nou, hoekom produseer hulle die minste krag wêreldwyd eerder as soos windkrag of sonkrag? Dit is baie belangrijk saamstem, maar kernkrag produseer verskriklik baie meer elektrisiteit. Ook nie, ek wil nie vir dit aangaan, daar het gevra vir speel meer. Ja, ek wil net vinnig jou die vraag antwoord. Ek verskuldig my van die vraag beantwoord, maar ek kry nie kans dit doen. Wanneer hierso volgens die World Nuclear Association produseer kernkrag die minste energie van al die energiebronne ter wêreld. Jy vir my uitwys wat die kapasiteit is wat geïnstalleer is van kernkrag. Want kernkrag produseer 90% van die tyd teen volle kapasiteit elektrisiteit. Want slegs 400 kernreaktors is ooit in die wêreld gebou. Nee, ons sê dat kernkrag wêreldwyd produseer hulle die minste. Dit produseer 5% van die wêreld. Ons kyk nou, as ons kyk in die wêreld hoeveel kernkrag produseer. Stel ons kyk na wat is Afrika by 5%. 5% teen kernkrag in Afrika. Stel ons het 6, stel ons het minus 3. Dit is wat dit kan doen, ons vraag, en ons sê, stel